kan nie glo ek sien in real time hoe crash die wedding nie. Wat my ma, wat het jy gedoen? I want to fix it. I promise you. Ek was verkeerd, ek moes nooit jou man gesoen het, ek was verkeerd nie, ek is sorry. Ek wil nie vir hom hê nie. Moenie jou drome weggooi. Oor my nie. I'm not living here without you because you're the woman that is for me. Not Michelle. If you don't need to be, I just want you to be Juanita. Kan ek hoor jou? Alright. Loud and clear, is reg. Net dan maak ons so. Dan praat ons weer. Cheers. We zien best eens. Het gebeurt. Regtig? Ja nee, ek het jou mos gesê. As dit gebeur, dan gebeur dit ons uit. Dan nodig net 2 weke voor hulle kan commit. Want daai plek moes soos gister myne gewees het. 2 weke, pa. Is hy nie 'n bietjie van 'n tydskoeis vir pa nie? Hey, my klein kind. Waar wou ons sien? Ons kan nie lank bly nie, die transport is amper hier. Hey, die transport kan wag. Vir my klein kind iets wys. Kimmy, jy's mos nou amper klaar met die skool, né? Nou ja, ek dink dit is tyd dat oupa vir jou ordentlik spoil, as hy. Is die vir my? Jep. 'n Kar. Nee, want die mal gaan sy klein kind sal in 'n blik ingeprop raak soos 'n sardientjie nie. Plus hierdie is vir Kim sy universiteit. Sy kan enigiets swat wat sy wil. Engineering, lawyer, medical, anything. Ek wil hê my kleinkind moet op haar studies konsentreer en nie worry wie gaan wat betaal nie. En hierdie is 'n geskenk vir die toekoms van die hele gesin. Dankie oupa. Relax. That's it. Ek is bly jy hou daarvan. Wanna make everyone and part of this. We tryna escape each and every day. It's a and part of this. Money, power, respect. That's how we getting paid. And yeah, we pushing every day, living on the edge. Every day, part of this. And we pushing every day, living on the edge. Every day, part of this. Part of this. Kimmy. Kim? Kom sit. Ons weet jy is moeg, maar dit sal nie lank vat nie. Wat so, dit klink ernstig. Wat gaan ek doen nou? Jy het niks verkeerd gedoen nie. Kom sit net. You're not in trouble, even though trouble could be a middle name in this family. Ons het jou amper verloor. Ons is nog steeds bang en ons is jou ouers. Ons leer nog steeds om jou ouers te wees. En ons gaan foute maak en die verkeerde dinge insien. So om dinge makliker vir ons almal te maak, vir ons 'n paar reëls neerlê. Soos like curfews en allei. Yep. You guys do know I'm not a child. I'm in matric. Jy bly nog steeds ons kind. Toe jy ontvoer was, was ons bekommerd oor ons kind. Not our almost adult in matric. Ons het ons amper doodgeskrik. Om mee te begin, moet jy by die huis wees teen 7 uur, elke aand. And if you're going anywhere, we need to know with whom, where, and exactly what time you'll be back. And no sleepovers. And as far as Richie is concerned, No. ons gaan nie 'n stop sit daaraan nie, maar dit moet beter beheer word. But it's not even Richie's fault I got kidnapped. This will just be until things have settled. You're also going to need counseling, Kimmy, just to process everything that's happened. Clearly, kidnapping is not the only reason I'm gonna need counseling. Phone. Mommy, you gave me this phone. Phone, Kim. Jy kan dit nog steeds hê, net nie die hele dag en nag nie. We just want to make sure strangers can't reach you. That's all.
So, Anne? Richie, maak jezelf aandacht toe en kom help. Kan je zien hoe lijkt je plek? Kom al hier goed uit ons klein huis uit. Weet je wat? Ik heb mezelf weer hetzelfde vraag gevraagd. Weet je? Lewe die dan nog? Ma, you must give these things away, man. Toe, los het. Jy het al die goede laas in die 2010 World Cup gebruik. Mami, miskien moet jy dit vir die bure gee. Nee. Soms wanneer je goed gaan, lekker daar ben ik onze plek. Ik ga het niet weggeven. Redecorate jy nou in Kateko se plek. Het moest traditie. Tradisie. Jy weet Uncle Piet bly ook daar, né? So good luck met jou tradisie. Wat? Ik ga nog eens die plek mis, weet je. Ek ook. It looks like I need to bring the pakkie closer with all of this. Are you guys ready? Ja, we are. Listen, Katiko. Die box daar. Al my crockery en goed is baie fragile. So Okay. please be careful when you pick it up. That pattern is it's discontinued. Just be careful. I will make sure that I'm careful. Hallo Uncle Nkateko. Oh, sorry, man. Whoa! Okay. I see what you mean. Yeah. Come on, let's go. Ladies first. Just open the door. Hey, Das. Ja. What do I owe this pleasure, huh? Ek wou net weer eens dankie sê vir Sit- al Kim sit se maar. geskenke. It really lifted her spirits. Sy het dit nodig gehad. Ag ja, nou wat. Op zijn nalatenschap lemmen ze in een bankrekening. Het lemmen ze in die oor van zijn kleinkind. Wat is dit? Maar net iets kleins. Om dankie te zeggen dat jij zo'n goede ma voor Kim is. Pers. Jou gunsteling kleur. Dankie. En zinderde dat ik zo generous opa vanochtend was. Het ik me net gewonder of ik misschien voor iets kleins kan terugvragen. Ja, pa? Ik heb vanochtend in de Kersiedorp gestapt en het is nogal hard zeer om te zien. Die plek is eindelijk bezig om te vrek. Ja, wordt ze als een bien gemanaged. Rabbies overal, geraas. Denk je dat is eindelijk je legacy wat Clive ook gehad heeft. Maar wat mij eindelijk redelijk wel bekommerd is jouw ma. Ja, ze is ook meer zo jong, hè. En die mensen in die dorp, ach, hulle zullen maar net haar kinders uitbijten. Dan zullen hulle nog van haar vat tot ze niet meer enige iets oor had om te geven. Nie. Maar ik heb daar een oplossing daarvoor. Ik is mos een man van visie, zo. Ik zie woonstellen, ik zie winkels, passive income, peace of mind, stability. Maar om dat goed te kunnen laten gebeuren, heb ik eindelijk mijn prachtige schoondochter nodig om haar 50% van mij oor te dragen. Jij hebt me daarom al gemenst en die wil verkopen. En dat is net security. Voor Liz, Boytje, Kim, allemaal. Ik kan ook die Kim's study fees en die karretje wat ik gepromised heb, kan ze maar vat als deposit. Ik zal natuurlijk de rest contant betalen. En Liz hoeft nooit weer te worry oor een rekening of een electric bill nie. Dan zal allemaal zien dat jij is eindelijk die savior van die boys in family. Jy weet Natasha is. Jy is eindelijk een met die kop op je schouders.
Wat is die coffin is heavy, man. It's my trousseau, Uncle Patrick. I was also wondering what's in there. It's my crockery, my cutlery, my bedding. Every woman that's about to get married owns one of those. My Oma Daisy and my mother started that, I think, when I turned 16. Hy ris moet dra die ding by die kamer, man. Ek kan dit nie dra nie. Ek probeer nog die kamer walkable kry. Die huis lyk soos 'n hurricane het gestrike hierso. At least hurricanes don't smell like rotten cabbages. Pas kom my, is aan? Ekskuus? Wat? Die kamer reeks soos 'n ou man. Anita, dis net 5 seconds jy is hierso. Nou ek moet deal met die rebel ken van jou. Rebel, 5 seconds, 10 seconds, want ek moet die kamer met jou deel. Wat, mama? Uncle Patrick, I'm so sorry. Ek sal met hom praat. Richie, jy onderstaan? Sit jou warm klapje, jy verstaan? Papa Tsong. Daarom pa. Papa Tsong. Sorry, Uncle Patrick. I know, God. Ek het die saal vir nou geboek. I booked it for arts and crafts with my pregnant teens. En ek vir ballroom klasse. Dis okay, ek sal myne skei. Nee, ek sal... Ek sê mos dis okay. Dis nie nodig om my kop af te byt, die Tasha. Jammer. Dis net... My head feels like a washing machine today. Bly, ek sal 'n ander tyd bespreek. Dis okay. Ek kan sien jy dra die hele paradys op jou skouers. En dan nog die ding met Kim ook. En nou sy op mommy duty. Dis baie vir een mens. So? Hoe gaan jy dinge met jou suster uitsort? Ek wil nie oor Rochelle praat nie. Maar pa Winnie, Ja? Wat van hom? hy wil my aandeel van Kersdorp koop. So? Nou het ek als gehoor. En weke gelede sou ek dit gedoen het, maar na die drama met my ma en Rochelle. Nee, moet daar nie beter ontstel nie. Sê liewerste vir Winnie nee. Dis nie so eenvoudig nie. He made some valid points. Ja, ek kan dit goed glo. Maar wat is dit? Kersdorp is 'n las. Ons verloor elke maand geld net om die ligte aan te hou. Ek kan dit verstaan. So jy sê dis die beste opsie om aan Winnie te verkoop? Ja. Jy ken jou skoonpa, Tasha. Hy's ruthless, maar hy's 'n baie goeie sakeman. Hy skep werk, maar julle boysens dink met julle harte en ons malgasse dink strategie. So jy sê ek moet verkoop? Ek dink jy weet wat om te doen. Onthou net, jy's 'n malgas nou. En sentiment betaal die rekeninge nie. Die probleem is net jou ma gaan nie daarvan hou nie. Dis 'n moeilike enetjie. Ek is baie bly ek is in jou skoene nie. Uncle Teko, Uncle Patrick, dinner's ready. Smells good. Smells done for you. Uncle Patrick, jy hoef van die huis moet eers te sit. Samen. Ja, wonderful. Als je dat vrouw is, respect alles. Ja. Ja. Sal niet type daar. Zoals mag je wat naar school doen, you know. Dus bless the cost, yes. Oh ja. Father, bless this food before we eat it. Amen. Amen. Nee. En ons moet bless die handen wat jullie kost gekookt. Uncle Patrick, just for that, I'll teach up Uncle Patrick first. That's alright. Wow, pa. Jou dier krokodilskoene. Kom eens, Joseph. Sien jy al hierdie? Al die geboue hierdie muurstukke. Sien jy?
Mense sal dink is alles goed wat in mekaar inval. Maar ek sien potensiaal. Wat van Rochelle? Sy gaan dit vat. Rochelle is 'n storm en 'n koppie tee, man. Maar Natasha, sy dink klaar daaraan. En dat is 'n goeie ding. Maar soms moet jy net so 'n bietjie mense in die regte rigting nats, jy weet. Op die oomblik is hierdie Kersiedorp 'n inconvenience vir die boysens. 'n las. Maar wat hulle nou kort is 'n krisis. 'n Krisis? Wat 'n tipe krisis? Wat hierdie gebou. Gaan krap so 'n bietjie met die water supply. Breek hier en daar 'n pyp. Hulle moet nou nie stoep uitbreek laat hulle dit weer met tyd kan regmaak nie. En sy wees versigtig, sy word nie gevang nie. Rochelle, jy's nog steeds in die bed. Hey, is maandag. Jy was die hele naweek in die kamer. Ek het nie 'n rede om op te staan nie, mami. Dis nie waar nie. Ek het my kind verloor. My job verloor. Wat 'n rede is daar om op te staan, mami? Ek gaan nie vandag met jou stry nie. Sheila. Ek het jou hulp nodig. Daar's 'n groot boks by die voordeur. En dis vol pamflette vir die kerkbasaar. So. Kan jy dit nie na die kerksaal toe vat vir my nie? Ja. Is net een boks is al. Fyn. Dankie. Rich, are you okay? Yeah. Okay. You were pretty quiet at the table. Yeah, I know it's been a hectic week, so. Okay, I can appreciate that. And I appreciate you. It was the move, the wedding, sharing space with Uncle Patrick. Patrick. Yeah, but you didn't make it hard for your mom, and that's what matters. Yeah, I know. She's happier now, so. Yeah, I know she is. Look, Uncle Patrick can be a lot. He's that guy. But his heart's in the right place. And God willing, this is temporary. We'll move into a bigger space, Yeah. Or I can move out and go to college. You never know. Oh, that's very progressive thinking. Yeah. I like that. I don't want you to think that I'm here to replace anyone. I'm here to stand with you, if that's okay with you. It is. It is. Thank you, Uncle. And thank you for not giving up on my Tane. I appreciate it. Nah, she's more than worth it. She better be. Rochelle. Hi. Ek het dit nie vanaand verwag nie. Maar dankie vir dit. Ek waardeer dit. Vir my dankie sê nie, my ma het my gestuur. Rochelle, wag, asseblief. Hoe gaan dit met jou? Koop jy nog? Koop ek? Sy vra vir my of ek koop. Kom ons sien. Ek het my dogter vir 17 jaar groot gemaak, tot sy 'n jong volwassene is. En toe kies sy 'n ander familie. En ek het my job verloor. So dink jy koop ek, Quentin. Maar hoe gaan dit met jou? Nie daai antwoord nie. Ek is seker dit gaan goed met jou full house. Dinge het nie uitgedraai soos wat ek verwag het nie, Rochelle. Maar sy's veilig. En ek's dankbaar sy's by my. Of course is jy dankbaar sy's by jou. En nou jou gratitude, ek soek dit.
Ek het dit nie gesê om jou seer te maak nie. Jy's deur baie, ja. Rochelle, ek ken jou. Jy's sterk. Jy sal weer opstaan. Jy sal werk kry. Jy sal jou lewe herbou. Ja. Preacher. Is daai waarvoor jy bid, hè? Dat ek sal verdwyn en net alles agterlos. Dis nie wat ek sê nie. Dit gaan nie oor een ma wen nie. Dis 'n village. Sy het 2 vrouens wat haar lief het. 'n Pa, grootouers. Dis nie 'n kompetisie nie. Dis net 'n familie. Ja, Kimmy is kwaad. Kwaad vir jou, vir my. Gee dit tyd. Dinge sal fyn wees. En as jy nie daarmee saamstem nie, gaan lees jou pa se dagboeke. Hy het bladsye vol geskryf van genade, van tweede kanse. Dis presies wat hy sou gesê het. Jy! Wat doen jy daar? Kom terug! Stop, jy, wat doen jy? Discipline is an act of love. And lying is not. There are no more lies, right? So is daar regtig niks water nie. Julle blok nie. Okay, sorry. As ek vir jou sê om 'n job te doen, dan wil ek hê jy moet die job reg doen. Is het nou regtig moeite werd om jou gesondheid op te offer vir Persie daar? Is dit 'n uitdaging? Oh, yes. Offisieel. Haha, by all means. Good luck van julle, best man Salvijn.